Goeiemôre. Ja, kan jy glo? Dis waarlik al 10 Junie. Ons trek na die middel van die winter toe, né? My naam is Estie Geldenhuys en dit is so groot voorreg om vandag weer 'n keer met jou te gesels oor nog 'n Psalm. Vandag Psalm 25. Voor ons lees net iets prakties. Let op die woorde Alef, Beit, Gimel, Dalet, Hy en daar ontbreek waarlik 'n waf voordat ons verder gaan na Hy toe. Dit staan elke keer aan die begin van 'n nuwe gedagte. En dis nie iets waarop ek nou wil ingaan nie, ek noem dit net terwille van die nuuskierigheid wat mense aandag kan aftrek van die inhoud, in geval ons dalk wonder. Waaroor gaan dit nou? Dit is net wysig geweest wat hulle gehad het om sommer maar net dinge aan te kondig. Maar kom ons fokus nou asseblief op die inhoud. Dankie Vader dat U nou voor ons uitgaan en dat U self vir my en vir elkeen wat ooit na die boodskap sal luister 'n dieper soeke sal gee, 'n begeerte tot 'n dieper soeke. Van hierdie enorme Psalm, Psalm 25, wat koning Dawid geskryf het. Gaan voor ons uit en antwoord U al ons vrae asseblief Vader. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen. Kyk, ek lees graag kommentare geskryf oor dit wat godsmanne en vroue oor die woord ontdek het. En oor Psalm 25 skryf Matthew Henry: Here we have David's professions of desire toward God and dependence on Him. He often begins his psalms with such professions, not to move God, but to move himself and to engage himself to answer those professions. Ek wil dit weer lees. Not to move God, but to move himself and to engage himself to answer those professions. Hoor mooi. En gaan dink weer daaroor na. Soveel verklaringe wat koning Dawid deurlopend in die psalms oor ons Skepper God maak. En dit nie omdat hy self dink hy weet alles en hy moet dit net uitsê nie. Nee. Hy spreek dit uit as erkenning. As dinge waarsonder hy nie kan leef nie. En ook om homself te herinner aan dit wat hy glo. Hoe dikwels gaan sit ek en jy en praat met ons Vader terwyl ons hom vra, herinner my. Wat is dit wat ek in U glo? Is ons besig om te boekstaaf wat ons lees, wat ons raak lees in die woord? Iets wat Vader juist nou uit die woord vir my gee, as antwoord op my versigtiging, skryf ek dit neer. Ek glo hierdie ding is dit wat koning Dawid geleer het om reg te doen. En wat is reg? Slegs die wil en die plan van ons Skepper God is reg. Koning Dawid het voortdurend gesoek na die wil van ons Vader. En dan kon hy in woorde homself uitsorteer, waar hy dalk die pad bietjie verlaat het, of moed verloor het. Maar altyd kon hy terugkeer na die insig, en daarom die wil en uiteindelik die beskerming van ons Vader. Slegs binne die wil van ons Vader is ons veilig. Vader, ek bid, leer ons asseblief om te verstaan wat die verhouding tussen U en koning Dawid behels het. En leer ons dan asseblief om volgens ons eie wandel met U en U roeping op elkeen van ons se lewe op 'n meer persoonlike vlak dieper te verstaan, sodat ons dieper kan groei. Halleluja, amen. In hierdie psalm begin elke vers met die volgende letter uit die alfabet. En dis interessant dat hy, laat ek nou nie verder daarop ingaan nie, die psalm se inhoud is te belangrik. Dit lees 'n psalm van Dawid, Alef, tot U, o Here, hef ek my siel op. Dink daaroor. Mens hoor dikwels, hef die hoof op, hef die siel op. Die aksie verklaar dit is waar my hulp vandaan kom. Weet ek en jy dat dit in
alle omstandighede ook my waarheid is. Vers 2. My God, op U vertrou ek. Hoe dikwels spreek ek en jy hierdie as ons absolute waarheid voor ons Vader uit? Of bestaan ons gebed meer daaruit om te vra, te versoek, te herinner? Koning Dawid gaan verder. Laat my nie beskaamd staan nie. Laat my vyande oor my nie juig nie. Vers 3, Gimel. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat trouweloos handel sonder oorsaak. Gaan oorweeg asseblief hierdie opmerking van ons voor ons Vader. Wanneer, hoe, waar handel ek en jy trouweloos voor ons Vader? Bring ons regtig alles voor hom? Of roep ons hom net aan as ons in die moeilikheid is en raad soek? Vers 4, Dalet. Here, maak my U weë bekend, leer my U paaie. En asof hy dit dieper wil verduidelik, gaan koning Dawid verder. Lei my in U waarheid, leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Vers 6, dink, Here, aan U barmhartigheid en U goedertierenheid, want die is van ewigheid af. Vers 7, dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge. Dink aan my na U goedertierenheid en om U goedheid ontwil. Kom ons stop uit gou daar. Hoe dikwels gebeur het met my en jou, dat ons sulke flashbacks skryf van goed uit die verlede. Weet jy, goed wat nie weggaan nie, is goed wat ons nie hanteer het nie. Prys God. As jy en ek nou kan dink aan sulke goed wat bly terugkom. Hoor hier, maak tyd. Skryf neer alles wat jy kan onthou van die insident. En werk dit deur voor ons Vader. Maak klaar met dit wat in die verlede lê. Want weet jy, die onklaar goed uit die verlede trek ons af. Dit voeder ons intimiteit en ook ons hoor van ons Vader se stem net geheel en al op. Maar kom ons gaan verder by vers 8. Die Here is goed en reg. Daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Wow, die Here is goed en reg. Daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Hoe wonderbaar. Nie verguis of verstok kry nie, maar leer. Vers 9. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Vers 10. Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en getuienisse bewaar. Hoor net, 'n opdrag aan ons, maar die belofte, hoe groot is die belofte? En dan kom vers 11, waarin koning Dawid in eerlikheid vra, om U naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Hoe eerlik is hy nie? Vers 12, wie tog is die man wat die Here vrees? Hy, Yahweh, sal hom die man leer aangaande die weg wat hy moet kies. Met ander woorde, solank ons Skepper nie vrees nie, kan ons nie verwag dat hy ons gaan leer nie, want dit sal sekerlik by die een oor in en die ander oor uitgaan, né? Vers 13. Hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. En dan die geweldige belofte in vers 14. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees. Die verborgenheid. Daai dinge wat 'n mens so graag wil verstaan, maar dit is versteek. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees. En sy verbond om hulle dit bekend te maak. Die wat die Here vrees, sal altyd van hom leer. Dis eintlik wat daardie gedagte sê, né? Vers 14. Ek wil dit nog in Engels ook lees, nog steeds. The secret of the Lord is with them that fear him, and he will show them his covenant.
Dit is die King James vertaling. Dan vers 15, ekskuus vir my hond wat blaf. Hier is 'n voël op die dak. Vers 15. My hond is altyd deur, my oë. Ekskuus, ek begin weer by vers 15. My oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. My oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Kan ek en jy ook hiervan getuig? En dan koning Dawid se versigtiging in vers 16. Wend u tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Vers 17. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek. Lei my uit my angste. 18. Aanskou my ellende en my moeite en vergeef al my sondes. 19. Aanskou my vyande, want hulle is talryk en hulle haat my met 'n gewelddadige haat. Vers 20. Bewaar my siel en red my. Laat my nie beskaamd staan nie, want by u skuil ek. Kan ek en jy ook, soos koning Dawid, in erns en waarheid verklaar, dat ons skuil by ons Vader. En die laaste 2 verse. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want u verwag ek. Vroomheid, nie uitspattigheid en ligsinnigheid, vroomheid en opregtheid. Laat dit my bewaar, want u verwag ek. En dan die slotvers 22. O God, verlos Israel uit al sy benoudhede. Wauw, hier kom hy sommer terug na die ganse Israel toe. Hoe kosbaar dat koning Dawid nie net vir homself bid nie, maar ook vir Israel. En ek glo graag dat hierdie versigtiging vandag steeds vir my en jou insluit. Vader, dankie. Dankie dat u besluit het om 'n man te skep soos koning Dawid. Dankie dat u hom na u hand geleer het. Dankie dat u hom gelei het volgens u wil. Dankie vir alles wat hy neergeskryf het. Dankie vir die verhouding wat u met hom gehad het en hy met u. Dankie dat ons kan leer. Vader, ek bid in die naam van Yeshua, dat ons begeerte om u te leer ken soos koning Dawid u geken het, dat hierdie begeerte in ons net sal groter en groter word. En ek weet, soos wat dit groter word, sal u antwoord daarop ook groei vir elkeen van ons. Vader, mag ons u beleef vir wie u is. Wie u is. Mag ons erken wie u is. Mag ons u aanbid vir wie u is. Wees ons genadig. Leer ons. Halleluja. Amen.